Ja, goeiemiddag en welkom aan almal wat ingeskakel is hier op my kanaal The Rugby Guru. En vandag gaan ons 'n bietjie 'n voorskou doen van hierdie wedstryd tussen die span van Connacht en natuurlik die Haie in die EPCR Challenge Cup wedstryd. Dit is uitklop rugby en alle verwagtinge vandag is dat Connacht hierdie wedstryd teen die Haie gaan wen, maar dit gaan nie so maklik gaan soos wat dit klink nie. Die twee spanne kom vanaand natuurlik te staan teen mekaar om 9:00 in die Dexton Stadium in Galway en dis nie net 'n kwessie van 'n kwart eindstryd kwalifikasie wedstryd nie, maar ook 'n toets vir beide spanne se karakter en die diepte wat hulle het, veral in die lig van die onlangse vorm, sleutelbeserings en die terugkeer van groot name soos Eben Etzebeth. So ja, Connacht onder leiding van Stuart Lancaster is op 'n indrukwekkende wenstreep van 5 wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskappe, insluitende oorwinning oor die Glasgow Warriors wat heel bo op die punteleer is en hulle het ook die afgelope maand 'n stewige tuisvesting in Galway gevind waar besoekende spanne tradisioneel sukkel om momentum te bou, deels van die uitdagende weertoestande en die unieke atmosfeer van die Dexton Stadium wat nou meer as 10,000 ondersteuners kan huisves. So die Haie aan die ander kant, hulle kom daar in Galway aan as 'n span wat so 'n bietjie gesukkel het hierdie seisoen. Hulle het gesukkel om konsekwentheid te vind. Hulle het beseringskrisis gehad en die afwesigheid van sleutelspelers soos Siya Kolisi, Grant Williams, Bongi Bonambi en Andre Esterhuizen vir vanaand se wedstryd gaan geweldige druk op die jonger en minder ervare spelers plaas vanaand. Maar die terugkeer van Eben Etzebeth na sy 12 weke skorsing is egter 'n massiewe hupstoot vir die span van Durban, nie net in terme van fisieke teenwoordigheid en lynstaanbeheer, maar ook as 'n leier wat die standaarde in die pak verhoog en sy spanmaats motiveer om op te staan in 'n tyd van groot uitdagings. Soos ek genoem het wat die huidige vorm betref, Connacht het hulle seisoen dramaties omgekeer na 'n stadige begin en die span het in Maart en April 'n reeks van 5 oorwinnings aan 1 gekry in die Verenigde Rugby Kampioenskappe wat hulle selfvertroue en dissipline duidelike groot hupstoot gegee het en die invloed wat Lancaster het, natuurlik die voormalige Engelse afrigter wat 'n groot impak op hierdie span het. Die span van Connacht se fase aanval is vloeibaar, hulle hou die bal lank in die hand en is geneig om teenstanders met geduldige opbouwerk te frustreer, terwyl daai vinnige verdedigingslyn die druk op die spanne toeplaas. Dan natuurlik die kaptein van hierdie Connacht span, Kyle Prendergast, wat as 8ste man nie net fisiek is by die afbreekpunte nie, maar ook 'n lynstaan opsie en dryfkrag in die losspel dien. Dan het hulle natuurlik ook vir Bandi Jackie, die ervare binnesenter van die Lions, van Ierland en van die Britse en Ierse Lions, wat met sy direkte hardloop, verdedigingslyn en leierskap in die agterlyn 'n groot impak sal hê. So dit is 'n moeilike taak wat wag op die Haie span en veral met sleutelspelers wat afwesig is soos Apelile Fassie wat nie beskikbaar is nie, Andre Esterhuizen wat nie beskikbaar is vir hierdie wedstryd nie. So 'n bietjie van 'n krisis op losskakel met Jean Smit wat inkom in daardie losskakelposisie, natuurlik Siya Masuku wat op die plaasvangerbank is, maar Jordan Hendrikse wat nog nie regtig tot dusver die vorm herwin het wat vir hom so 'n staatmaker gemaak het by die Lions nie. So die Haie wat dan sukkel op losskakel, skramskakel is 'n probleem met Grant Williams en Jaden Hendrikse tans beseer en 'n groot taak wat wag op Ross Brody en natuurlik ook Keanu Everson, die jong springbokkie wat daar op die plaasvangerbank is. Nick Hatton wat die Haie span lei vandag op die veld. Hy speel op 8ste man en natuurlik een van daardie spelers wat pragtig deurkom op hierdie stadium vir die Haie, maar hulle gaan definitief 'n speler soos Pepsi Buthelezi mis wat ook nie beskikbaar is vir hierdie wedstryd nie. Tino Mawaseri en Janus Potgieter wat daar saam met Nick Hatting diens doen in die los trio. Dion Slabberts wat ingekom het, natuurlik geen Jason Jenkins vandag vir die Haie nie. So daar's baie beserings in hierdie Haie span wat 'n groot rol gaan speel en as ons gaan kyk na die span van Connacht wat gelaai is met
fantastiese spelers soos Dave Heffernan, Joe Joyce, ek het genoem Kane Predekas wat lei, dan ook die skakelpaar Matthew Devine en Josh Ioane wat nou al vir 'n tydperk saam speel, Bandiaki op daai binnesenter en dan daai agterste drie ook Sam Gilbert wat tot onlangs 'n nuwe rekord vir homself opgestel het deur pale toe te korrel vir 'n aantal hoeveelheid skoppe nie gemis nie, so hy's dodelik met die skopskoen en dit is waar die Haie hulle storie gaan moet ken vandag. Die Haie se onlangse vorm is 'n mengsel van belofte en frustrasie. Hulle het wel hulle laaste 2 Verenigde Rugby Kampioenskapwedstryde tuis gewen, insluitend daai indrukwekkende oorwinning oor Munster en dan 'n stewige vertoning teen Cardiff, maar hulle algehele seisoen is gekenmerk deur 'n gebrek van konsekwentheid, veral op toer in Europa, waar hulle beserings hulle gaan half pootjie vandag en ja, ek is dalk so bietjie pessimisties in hierdie opsig, maar as hierdie Haie span hierdie wedstryd wil wen, dan gaan hulle moet staatmaak op Ewen Etzebeth, Oxenche en Vincent Koch wat daar in die pak gaan moet voorvoetbal kry. Hulle gaan moet in die lyn staan en kompeteer en wees, die skrams gaan moet dodelik wees en dan sal ouens soos Edwil van der Merwe en Makazole Mapimpi wat dodelik is op die vleuels natuurlik 'n geleentheid kry om hulle staal te wys, maar dit gaan nie maklik gaan nie. Die weeromstandighede in Galloway voorspel sterk wind en reën wat 'n groot rol kan speel. So daardie gevaarlike agterlyn van die Haie wat onder andere vir Mapimpi en van der Merwe het, kan getoets word en as hulle nie hulle lynstane en hulle skrams en hulle rolmaalbeweging reg kry nie, dan gaan dit baie moeilik gaan. So kom ons hoop vir die beste vandag vir die Haie. Die span het ons al voorheen verkeerd bewys, maar ja, die Koningsspan soos ek genoem het, 5 agtereenvolgende oorwinnings en ja, daai vleuels van hulle Jennings en Mullins is dalk nie so bekend soos Mapimpi en van der Merwe nie, maar hulle die afgelope seisoen bewys dat hulle klinies is as hulle die geleenthede kry en Sam Gilbert wat as heel agter 'n belangrike rol gaan speel in die hantering van hoë balle en die begin van teenaanvalle. So ja, as ons gaan kyk na die Haie se agterlyn, hulle het die potensieel om die wedstryd te wen, maar die kombinasie van Leroux Milan en Marnus Potgieter in die middelveld is relatief nuut en hulle sal getoets word deur die fisieke en taktiese spel van Akkie en Cathal Ford. So die skakelpaar stryd tussen Ioane en Devine en Smith en Brody gaan 'n sleutelstryd wees. Connacht se kombinasie is meer gevestig met Ioane wat die spel goed bestuur en Devine wat vinnige bal uitkry by die loskram, terwyl Smith en Brody onder druk sal wees om die tempo te beheer en nie in die val van ongeduldige spel te trap nie, veral as die weer die hantering bemoeilik. So ja, die weeromstandighede daar in Galway omtrent so 7 grade vanaand wanneer hulle speel, reën van tot 6 mm en 'n sterk wind van oor 27 km/h word voorspel met 'n hoë humiditeit wat die bal glibberig sal maak en die spel waarskynlik in die hande van die pakke en taktiese skopwerk plaas. So hierdie toestande bevoordeel gewoonlik die tuisspan wat gewoond is aan die onvoorspelbare weer en dit maak die lyn staan en die skramgevegte asook die dissipline by die afbreekpunte des te belangrik. So die Haie het in die verlede gesukkel om Galway aan te pas en hulle laaste besoek het in 'n 44-17 nederlaag geëindig waar Connacht se fases aanval en taktiese skopwerk die besoekers se verdediging uitmekaar getrek het. So die geskiedenis tussen die twee spanne is duidelik in Connacht se guns. Hulle het 4 van hulle laaste 5 ontmoetings gewen, insluitend al hulle tuiswedstryde teen die Haie wat nog nie in Galway kon seëvier nie. So die gemiddelde punteverskil in hierdie wedstryd is 28-22 in Connacht se guns en die span wat die eerste 3 druk wen in 80% van gevalle wat die belangrikheid van 'n goeie begin beklemtoon. Die Haie het wel in hulle Challenge Cup 'n geskiedenis van uitspelwedstryde gewen, insluitend hul titel in 2024, maar die huidige span is nie so vol springbokke soos daardie kampioenskapspan nie en die beseringslas het hulle diepte tot dusver baie getoets. Spesiale faktore in hierdie wedstryd sluit natuurlik die terugkeer van Etzebeth
wat nie net 'n fisieke hupstoot gee nie, maar ook as 'n mentor vir jong slotte so Slabbert dien en die Haie se beseringssituasie wat hulle dwing om jong spelers in sleutelrolle te gebruik. Ek het 'n bietjie vroeër genoem die afwesigheid van Kolisi, Esterhuizen, Bonambi en Williams beteken dat die Haie se leierskap las op Hutton, Etzebeth en Mapimpi val, terwyl die bank met spelers soos Vincent Chichuka en Ethan Hooker vars energie kan bring, maar nie dieselfde internasionale ervaring het as Connacht se plaasvervangers soos Finlay Bealham en Paul Doyle nie. So die dissipline van beide spanne is 'n potensiële keerpunt. Connacht het onlangs 'n paar geel kaarte gekry, maar hulle verdediging is stewig terwyl die Haie geneig is om onder druk die strafskoppe af te staan, veral as hulle agterraak en probeer opmaak met aggressie. Die skeieregter vir vanaand se wedstryd natuurlik Sam Griff-White van Skotland is 'n ervare skeieregter wat al in die Verenigde Rugby Kampioenskappe, die Europese kompetisies en selfs in die sewes reeks die fluitjie geblaas het en hy is bekend vir sy ferm hantering van die afbreekpunt en sy neiging om vinnig strafskoppe toe te ken vir ongedissiplineerde spel by die afbreekpunte. So weer eens sy styl bevoordeel spanne wat vinnig op hulle voete is en nie die skeieregter se geduld toets nie, wat beteken beide Connacht en die Haie sal hulle dissipline moet handhaaf om nie momentum te verloor nie. So ja, dit is die voorskou wat ek vir julle het in hierdie wedstryd. Ek voorspel wel nie goeie nuus vir ons van my kant af. Ek dink tog Connacht gaan hierdie wedstryd deurdruk, maar ja, alhoewel my kop sê Connacht, my hart bly by die Haie natuurlik. Ek is 'n groot Haie ondersteuner en die mense wat my volg natuurlik op my kanaal sal weet dat ek altyd bankvas agter die Haie staan, maar logika dink ek Connacht gaan hierdie wedstryd wen en kom ons hoop die Haie daag op met al hulle spelers wat hulle het en jong ouens soos Ross Brody en John Smith staan op vandag saam met die ervaring van Oxen Che en Vincent Koch en Eben Etzebeth en trek hierdie ene deur die wa. Maar dan tot volgende keer toe mense, groete keers van my kant af, totsiens en hoop julle sien uit na hierdie wedstryd.